Uit die Nuwe Testament lees ons vanmôre Handelinge hoofstuk 13 vanaf vers 13. Paulus en Barnabas in Antiochië in Pisidië. Paulus en sy reisgenote het met 'n skip van Pafos af vertrek en by Perge in Pamfilië aangekom. Daar het Johannes hulle verlaat en na Jerusalem toe teruggegaan. Maar hulle het die reis van Perge af voortgesit en in Antiochië in Pisidië gekom. Op die Sabbatdag het hulle na die sinagoge toe gegaan en daar gaan sit. Na die voorlesing uit die wet en die profete het die raadslede van die sinagoge hulle laat weet: Broers, as julle vir die volk 'n woord van bemoediging het, praat maar. Paulus het opgestaan met 'n handbeweging aandag gevra en gesê: Israeliete en Godvreesendes, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons voorvaders uitgekies en hulle 'n groot volk gemaak, toe hulle as vreemdelinge in Egipte gewoon het. Hy het hulle deur sy groot mag daar vandaan uitgelei en hulle in die woestyn ongeveer 40 jaar lank geduldig verdra. Daarna het hy 7 nasies in Kanaan uitgewis en hulle aan die land aan die Israeliete gegee. Dit alles het omtrent 450 jaar lank geduur. Daarna het hy rigters oor die land regeer tot die tyd van die profeet Samuel. Toe die Israeliete daarna 'n koning wou, het God vir Saul, seun van Kis uit die stam Benjamin, aan hulle gegee. Hy het 40 jaar lank regeer. Nadat God hom van sy ampt onthef het, het hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê: Ek het in Dawid, seun van Isaai, 'n man na my hart gevind, hy sal al my opdragte uitvoer. Uit hierdie man se nageslag het God volgens sy belofte Jesus as verlosser vir Israel laat voorkom. Voor Jesus se koms het Johannes die hele Israel opgeroep om hulle te bekeer en te laat doop. En toe hy aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê: Wie dink julle is ek? Ek is nie hy nie. Maar kyk, hy kom na my. Ek is selfs nie werd om sy skoene los te maak nie. Broers en nakomelinge van Abraham en julle Godvreesendes, aan ons het God hierdie boodskap van verlossing gestuur. Die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het vir Jesus nie erken nie. Deur hom te veroordeel het hulle die uitsprake van die profete wat elke Sabbatdag voortgelees word, in vervulling laat gaan. En alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon kry nie, het hulle tog vir Pilatus gevra om Jesus om die lewe te bring. Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het wat van hom in die skrif geskrywe staan, is hy aan die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het hom uit die dood opgewek. Hy het in die loop van baie dae aan mense verskyn, wat saam met hom van Galilea af na Jerusalem toe gegaan het. Hierdie mense is nou sy getuienis by die volk. Handelinge 13 vanaf vers 13 tot by vers 32. 'n kragtige gedeelte waar Paulus en Barnabas geleentheid kry om te praat en dan verduidelik hoe die God van Israel deur die geslagte heen getrou bly en laat gebeur wat hy beloof en deur sy profete vooraf aangekondig het. Maar dan hoor ons ook dat dit die boodskap is van al die aan wie die kennis beskikbaar is. Die boodskap is: hy sal my opdragte uitvoer, soos Dawid. En dit is vir elkeen van ons bedoel. Ons moet sy boodskap uitdra, sy opdragte uitvoer. Soos Dawid, ja, en ook beter, en ook sekerlik baie keer nie so goed nie. Maar ten minste met die wete dat ons voluit leef vir die Here elke dag. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.